oggend toe in die gebedskamer. Ek wil julle aanmoedig om baie keer daar te kom saam bid. Is net hier so. Ek weet nie eers hoe laat hulle by mekaar kom nie, maar ek dink hulle sal van 8 uur of 8:30, 9 uur, daar rond. Ja, ek kan al vroeër kom as jy wil. Maar dit is my so mooi hoe die Here al goed voorberei nog voordat ons hierso kom. En ek dink so aan Tannie Joan sê vanoggend, ons praat so maklik van toevallig, maar eintlik is toevallig toevallig. Lig het geval. En in hierdie diens was al 'n paar ligoomblikke van lig wat geval het, en dit is vir my so snaaks, en Marius praat hier nou nog van Romeine 12 en die spotlight wat val op Romeine 12, want hy weet, dis iets wat die Here op my hart gelê het waar ons vanoggend praat, en toe kom Erika en sy lees Romeine 12, 'n stukkie daarvan. En toe sê ek soos, hierdie is bevestiging van die woord wat die Here op my hart geplaas het, en ek volg vanoggend in Marius se voetstappe. Hy het laasweek gesê, hy sit sy boodskap op ys, sy reeks oor die wondertekens van Jesus, so die onderste bo-reeks is vanoggend ook op ys. So hy is veilig, hy is bewaar, as die Here wil gaan ons terugkeer na hom, en ek hoop regtig ons gaan, en ek dink ons sal, maar hy is vir 'n oomblik vanoggend net op ys. Want die Here het eintlik al einde April 'n woord in my hart kom plaas, wat ek toe nog nie lekker verstaan het nie, maar ek het geweet wat se skrifgedeelte ek moet preek, en net soos wat die Here kan, en Joan het dit ook vanoggend gesê, partykeer moet mens met bloed en sweet deur skrifwerk om uit te kom op 'n plek by wat die Here wil sê, en dit voel nogal vanoggend so, as jy 'n gebed vanoggend, Joan, het my diep getref, want ek staan vanoggend hier en ek besef, hierdie was 'n woord wat ek self moes deurswoeg en sweet, om hier te kan staan, om te bring vanoggend. So ons gaan vanoggend aan, nie met onderste bo nie, maar ons gaan aan met Return to the Heart of Worship. Want dit is 'n opdrag wat die Here vir ons in die begin van die jaar gegee het, en een wat hy baie ernstig oor is. En dit is vir my amazing om te sien hoe die Here werk. Ons Mei maand is eintlik net so 'n seën gewees om te kon sien hoe Nanda hierso was, en die Here wat deur Nanda kom praat het oor fonteine, oor riviere van lewende waters. Nie net een rivier nie, riviere, rivers of living water. En met Henry Owen het gesê, het volg Jesus, we must follow Jesus, in nederigheid. En toe het ons 'n doopdiens gehad, waar ek eintlik gedink het ek gaan preek, en dit is waar die eerste keer gedink het, die Here is besig hier met iets, want eintlik was die plan, dat ek die 18de hierdie boodskap gaan bring, en ons gedink, ons gaan 1 of 2 mense sê, wat gaan gedoop word, en toe bring die Here vir ons 11. So toe is ons soos, okay. En toe is Marius laasweek met, is jy wakker vir sy koms? Met die fokus op die laaste dae, om wakker en waaksaam te wees. En hy het die vraag gevra, wat beteken dit om waaksaam te wees, en hoe lyk 'n voorbeeld, hoe lyk 'n voorbereide mens? Hoe lyk iemand wat voorbereid is en waaksaam is? En dit wat die Here op my hart geplaas het, hak eintlik absoluut perfek daarin, oor hoe lyk iemand wat voorbereid is vir die tye waarin ons leef? Hoe lyk iemand se hart en se lewe wat waaksaam en voorbereid is? En as ons praat oor hierdie, dan dink ek dadelik aan Christof se 2 woorde wat hy al hierdie jare gebring het. Wat vroeg in Januarie gesê het, word wakker, en dan die volgende een wat hy soos einde April, net voor Mei begin het, hy gepraat van ontwaak uit jou sluimer. En ons 'n ernstige goue draadjie wat die heeltyd deurkom. En al hierdie goed pas eintlik so mooi in by die tema van Return to the Heart of Worship, want die Here roep ons om terug te kom by 'n punt van die hart van die Vader. Om terug te keer, weg te draai van die dinge wat ons aandag aftrek, wat ons probeer van die koers afsit, sodat ons kon uitkom by die hart van die Vader. Dat ons nie meer sit en slaap en mis wat die Here in ons midde wil doen nie, maar dat ons sal wakker wees om te sien wat die Here wil doen in ons midde. Dat ek in my persoonlike en in my geestelike lewe sal wakker wees om te weet wat die Here in my wil doen. Dat jy sal wakker wees om te sien wat die Here in jou wil doen. En dit voel vir my, die Here sê, nou meer as ooit. So, ons gaan vandag stil staan by Romeine 12, en ek het oorspronklik gedink ons gaan kyk na Romeine 12 vers 9 tot 13, maar ons gaan eintlik vandag kyk na Romeine 12 net vers 9, dis waar ons gaan uitkom. Maar ek wil nie net vers 9 lees nie, ons gaan nou die hele Romeine 12 lees, want dit is so amazing stuk skrif.
En ek het geleer en ek het geluister en ek het gehoor wat julle sê, want na die dag het soveel mense na my toe gekom en gesê, jy moet jou vrou meer laat lees. Nou wat ek gehoor het is, jou stem raak vervelig, kry tog net jou vrou se stem om ook net af te wissel van jou stemtoon. Nee, ek grap, dis daarom nie wat ek gehoor het nie. Maar soveel mense het gesê, dit is so lekker om na haar stem te luister. Dit is behalwe sy kwaad is. So vir die kinders, sy word nooit kwaad vir my nie. Grappie. Okay. Nou is hy kwaad vir my. Nee, ek grap. Ons gaan Romeine 12 lees, maar so jy kan blaai as jy 'n Bybel het. Ons gaan die hele Romeine 12 lees, want dit is 'n absoluut amazing stuk skrif. En waar ons vandag gaan uitkom is eintlik net 'n katspoegie van die hele Romeine 12. Maar voordat mens by Romeine 12 kom, is daar Romeine 11. En in die begin van die jaar op die wegbreek, die Here met ons gepraat, nog voordat hy gekom het by die Heart of Worship, was hierdie stuk al eintlik in ons, die Here met ons oor hierdie skrifgedeelte gepraat, en meer spesifiek die heel laaste vers van Romeine 11, met ander woorde net voordat ons oorgaan in Romeine 12. En onthou, ons het die skrifgedeeltetjies en die versies, ek bedoel die versies en die hoofstukke bygesit, hierdie was eintlik net een brief wat aan een loop, maar dit help ons, maar net voor ons by Romeine 12 kom ons daar Romeine 11, vers 36, en hoor net gou wat sê Paulus, want hierdie skep eintlik die hele scenario vir Romeine 12 wat volg. So, hy sê, uit hom, en deur hom, en tot hom, is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die Engels, from him, through him, for him, van die vertaling sê, to him are all things, to him be the glory forever. Amen. My kop dink in prentjies. Die mannetjie moet dalk net meer smile. Ek kon nie een kry wat meer smile nie. Maar alle dinge, alle dinge is uit Jesus. Dit is deur Jesus en dit is tot Jesus. Wat beteken dit is dan weer by Jesus? Wat beteken dit gaan weer uit? Jesus. Deur Jesus. Tot Jesus. Daar is nie 'n eindpunt aan hierdie nie. Jesus is die beginpunt, Jesus is die middelpunt en hy is die oneindige punt, want daar is nie 'n einde nie. En omdat alles gaan oor hom, behoort alle heerlikheid aan hom, tot in alle ewigheid. Amen. En ons kan nie Romeine 12 lees as hierdie ding nie insink nie, as hierdie pennie nie drop nie. Want uit hierdie vers vir ons sê, is my lewe wie ek is, gaan nie oor my nie. Waaroor gaan dit? Dit gaan oor Jesus. I speak the name of Jesus. Want alles wie ek is, alles wat ek doen, moet wees tot eer en verheerliking van Jesus. Alles wie ek is en wat ek doen, moet kom vanuit hom. Dit moet kom deur hom en dit moet gaan tot hom. En as ons enigiets doen wat nie vanuit hom kom nie, wat nie deur hom gaan nie, en wat nie weer tot hom is nie, dan is ons besig om nie by die hart van die Vader te wees nie. Ons het hier al baie gesê, maar dit is so nodig om dit te hoor. My lewe gaan nie oor my nie. Jou lewe gaan nie oor jou nie. Want alles, is jy gemaak? Is jy hierso? Is jy deel van alles? Die doel van jou bestaan is om vanuit Christus te kom, om deur Christus te gaan, sodat jy weer tot Christus kan leef, tot in alle ewigheid, sodat sy naam verheerlik kan word. Is julle met my? Dan kom ons by Romeine 12 uiteindelik, wat mense nou mooi kan deel in 3 dele, dis wat die slim mense sê. En dis miskien, eintlik moet mens nie stop by Romeine 12 nie, want daar is nog Romeine 13, wat eintlik baie mooi volg op Romeine 12. Maar as jy net Romeine 12 vat en hom deel, dan is daar 3 dele, en die eerste een is vers 1 en 2, wat handel oor, wat ons al baie gelees het, en ons gaan hom vandag weer lees, wat handel daaroor om 'n lewe te leef van aanbidding, om 'n lewende offer te wees. Onthou julle nog vaguely so iets? Onthou julle nog so iets? En dit is die fondasie, maar onder hierdie fondasie van om 'n lewe te leef wat neergelê is, wat 'n offer is daar die fondasie van Jesus is alles. En bo op dit is dit 'n lewe wat neergelê is op hierdie Jesus.
en in hierdie Jesus. En deur hierdie Jesus. En dan kom ons by die tweede gedeelte van Romeine 12. 3 tot 8, en dit is wat Erika gelees het. As jy 'n lewe het wat neergelê is in Christus, wat lewe vanuit en deur en tot Christus, dan sal jy as kind van die Here 'n impak hê en 'n invloed hê in die liggaam van Christus. En dit is amazing, want baie mense vat vers 3 en hulle gooi hom weg, want as lees Romeine 12 vers 1 en 2, is baie mooi, worship, lewende sacrifice, en ons lees dan weer van vers 4, wat nou weer gaan oor die genadegawes, wat party van die mense dit noem, die genadegawes, en ons lees dit, maar ons vergeet vers 3, wat eintlik so crucial is, wat sê, ek ag myself nie is enigiets nie, dit gaan nie oor my nie, ek lewe in nederigheid, as ek nou Waldie se paraphrase moet vat, van vers 3, om tot die punt te kom om te besef, it's not about me, want net 'n paar versietjies terug is vanuit Jesus, deur Jesus, tot Jesus, dit gaan nie oor my nie. En as ons kom by die gawes, is die een ding wat so gereeld gebeur, ons kyk na die gawes en ons maak dit my eie, dit behoort aan my, sodat ek vir my 'n ministry kan bou, sodat ek hierdie ding kan doen, sodat ek kan 'n platform kry, sodat ek kan cool lyk, en op die ouend is dit net ek, maar die gawes is nie gegee vir my, om enige iets aan myself toe te eie nie, want dit gaan nie oor my nie. As jy 'n lewe het wat neergelê is, dan sal jy 'n impak hê deur die gawes wat die Here vir jou gegee het in Christus se liggaam. Maar dit stop nie daar nie. Die derde gedeelte, en is eintlik waar ons vandag by wil uitkom, is die rigtingwysers vir 'n gelowige. Vers 9 tot 21. En ons gaan stop by vers 9, want hy vat eintlik die crux van alles wat verder kom. Wat eintlik sê, as jy op 'n punt kom waar jou lewe neergelê is, dan sal daar tekens wees van die werk van die Gees deur my. En Paulus verduidelik hoe dit lyk. En dit hak aan by Marius wat gesê het, hoe lyk 'n lewe van 'n voorbereide mens? Want as ons lees wat staan in Romeine 12 vers 9 tot 21, gaan sien ons hoe lyk die lewe van iemand wat voorbereid is. Iemand wat waaksaam is. Iemand wat waarlik sy lewe as 'n offer neergelê het. So my vrou moet my nou kom red. Ons gaan Romeine 12 lees. En ons gaan die hele hoofstuk lees. En ek gaan jou nie onderbreek nie. Ek het vir gesê ek gaan nou dalk onderbreek, maar ek gaan nie. Gelukkig is ek baie aanpasbaar, so ek's goed om goed te wing. Alright. Ek het gewonder of ek hierdie moet sê die hele tyd, ek gaan net 'n kort getuienis gee. Okay, ek sal vinnig wees. Ek wil net sê, dat die Here verbaas 'n mens op maniere wat jy regtig nie verwag nie. Dit is seker verbaas, die betekenis van die woord. Maar ek het in die begin van die jaar, het ek so urgency gehad, dat ons iets soos 'n klerebank moet begin, en ek's baie goed daarmee om goed te doen, en net in te val en te doen, en later te dink, hierdie was dalk te vinnig, of te whatever. Maar die Here het my so gecaution daar, moenie hierdie begin nie, dit is hierdie tyd, jy kan nie hierdie nou doen nie, jy het nie die kapasiteit daarvoor nie, en die hele tyd is dit in my agterkop, en ek het wel die baie ook al gesê, ons moet iets moet begin, en dit is nie, ek weet nie, dit is nie my ding om te doen nie. So Erika, ek weet nou nie, ek is so amazed oor hoe die Here mense op die regte tyd release om goed te doen. Want ek glo, ek's vas oortuig in my hart, hier is die regte tyd vir dit, en ek wil almal encourage, as jy dalk 'n bietjie soos ek is en net goed wil doen, pause net, die Here release goed op die regte tyd, wat dalk nie deur jou moet gebeur nie. Amen, dis my, okay. Romeine 12. Broers, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou op, om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is, en vir God aanneemlik. Dit is julle sinvolle godsdiens. Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is.
deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle dat jy nie meer van jouself moet dink as wat jy behoort nie, maar dat jy jou gedagtes daarop moet instel om verstandig te wees, volgens die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Want soos ons baie ledemate in een liggaam het en nie al die ledemate dieselfde funksie vervul nie, net so is ons, al is ons baie, een liggaam in Christus en individueel lede van mekaar. Ons het gawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. As dit die gawe van profesie is, beoefen dit dan in ooreenstemming met die geloof. As dit is om ander te dien, gebruik dit dan vir dienswerk. Wie onderrig kan gee, moet onderrig. Wie kan bemoedig, moet bemoediging gee. Wie mededeelsaam kan wees, moet dit met opregtheid doen. Wie leiding kan gee, moet dit met toewyding doen. Wie barmhartigheid kan betoon, moet dit met blydskap doen. Julle liefde moet ongeveins wees. Verafskiet die kwaad. Hou vas aan die goeie. Julle moet mekaar lief hê met innige broederliefde. Gaan mekaar voor in eerbetoning. Moenie traag wees in julle toewyding nie. Bly geesdriftig. Hou vol om die Here te dien. Verbly julle in die hoop. Wees standvastig wanneer julle swaar kry. Volhard in die gebed. Betoon meelewing met die behoeftes van die heiliges. Lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met diegene wat bly is. Treur saam met diegene wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hoogmoedig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie wys wees in julle eie oë nie. Moet niemand kwaad met kwaad vergeld nie, maar rig julle gedagtes op dit wat vir alle mense goed is. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Geliefdes, moet julle nie wreek nie, maar laat ruimte vir oordeel. Daar staan immers geskryf, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, sê die Here. Maar, as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Deur dit te doen, stapel jy vurige kole op sy hoof. Moenie dat die kwaad jou oorwin nie, maar oorwin die kwaad met die goeie. Amen. Amen. So ek het met 'n doel dit laat lees, want die Here se woord, as mens dit hoor, is die eerste stap. Ek weet dit klink soos oneindig baie, want dit is oneindig baie. Maar die eerste stap om tot gehoorsaamheid te kan kom, is om die woord van die Here aan te hoor. En daarom wou ek gehad het, ons moet dit in die volheid leef, sodat ons die volheid van hierdie woord kan aanhoor, sodat die Heilige Gees die werk in ons kan doen, om dit tot fulfillment in ons lewens te bring. So as ons kyk na Romeine 12, ek gaan nie daar inspring, ons het nou klaar bietjie gesê oor die ander, en ek wil net gou fokus, want die punt waarby ek wil uitkom is Romeine 12, vers 9, want vers 9 is deel eintlik tot vers 13, en dan vers 14 en verder, 2 klomp ander dinge. Maar as mens kyk na vers 9 tot 13, is daar 13 in die Engels praat van exhortations, en dis een van daai Engelse woorde waaraan nou nie vir my 'n mooi Afrikaanse woord is nie. Google Translate sê aansporings of aanmoedigings. Vir my sal ek sê dit is sterk aansporings, want aansporings klink net nie vir my genoeg vir wat 'n exhortation is nie. Exhortation is soos het omhoef by. So daar's 13 exhortations wat Paulus net so rapid fire, een na die ander, doep. En as jy dit lees, is dit te vinnig om verby te gaan, maar daarom is die eerste stap, jy hoor dit, sodat die Heilige Gees die werk in ons kan doen, en ek wil net graag 13 net weer lees hier, dat jy dit net kan hoor, en ons gaan vandag stil staan by net die eerste 3 van hierdie 13, ons gaan die ander net in die einde weer deurlees, dat jy dit kan hoor, maar ek wil net by die eerste 3 vandag stil staan, en dit is, julle liefde moet ongeveins wees, verafskiet die kwaad, hou vas aan die
goeie. Julle moet mekaar lief hê met innige broederliefde. Gaan mekaar voor in eerbetoning. Moenie traag wees in julle toewyding nie. Bly geesdriftig. Hou vol om die Here te dien. Verbly julle in die hoop. Wees standvastig wanneer julle swaar kry. Volhard in die gebed. Betoon meelewing met die behoeftes van die heiliges. Lê julle toe op gasvryheid. En as mens nou hierdie kyk, dan is die een obvious vraag wat jy vir jouself vra, wat ek vir my vra, hoe in die wêreld raak hierdie realiteit in my lewe? Hoe in die wêreld moet ek te werk gaan dat hierdie realiteit is in my alledaagse lewe? En ek wil vir jou sê, en ek gaan nie hierop dwaal nie, want ons het dit al oneindig baie gesê, maar ek gaan dit weer sê, dat ons dit kan aanhoor. Uit ons eie kan ons nie hierdie bewerkstellig in ons lewens nie. Uit my eie kan ek nie hierdie bewerkstellig in my lewe nie. Dit kom terug na Romeine 12 vers 1 en 2. Hier hoor ons dit weer. Therefore I urge you brothers and sisters in view of God's mercy to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Die sleutel om hierdie realiteit te maak is 'n lewe wat neergelê is, 'n liggaam wat opgeoffer word. 'n Liggaam wat besef daarso is 'n Jesus waaroor dit gaan, uit hom, deur hom, tot hom, in my lewe op hom en in hom te lê, sodat dit nie langer ek is nie, sodat hy kan wakker word en lewendig word in my en deur my. En dit is die enigste manier hoe hierdie goed in ons lewe kan manifesteer. 'n lewe wat neergelê is. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. He's good, He's pleasing, His perfect will. Dit is wanneer hierdie lewe neergelê word wat ons kan agterkom wat is goed en wat is reg. En wanneer mense agterkom wat is goed en wat is reg, kan ons dit nie uit ons eie uitdoen nie. En Paulus sê dit in Romeine 15 net 'n paar hoofstukke verder. Dan sê hy hierdie stuk en eintlik in vers 14 dan praat hy en hy sê vir julle, en eintlik moes ek dit gelees het want dit is eintlik so cool. Hy sê vir julle, ek sê vir julle in hierdie brief klomp goed wat julle reeds weet. En eintlik voel ek net soos Paulus vandag want ek sê vir julle klomp goed wat julle reeds weet. Maar dan kom hy by vers 15 en sê, maar tog het ek oor sekere sake nogal vrymoedig aan julle geskryf, om julle daaraan te herinner dat ek, deur die genade van wat God my gegee het, 'n bedienaar van Christus Jesus aan die heidene is. Nou hierdie is 'n brief wat geskryf is aan die heidene in Rome, met ander woorde, nie Joodse mense wat in Rome bly. Nou meeste van ons is nie Jode, en hierdie is 100% van toepassing op my en jou ook, al bly ons nie in Rome nie. Maar so hierdie is die konteks waarbinne Paulus hierdie brief skryf. En dan gaan hy verder en sê, ek bedien die evangelie van God, priesterlik, sodat die heidene 'n aanneemlike offer, geheilig deur die Heilige Gees, kan wees. So hoe word hierdie realiteit in my lewe? Paulus sê, ek is 'n bedienaar van die evangelie, en daarom verkondig ek die evangelie met vrymoedigheid. So die eerste stap wat moet gebeur is, die evangelie moet aangehoor word, sodat ek dit kan hoor, sodat die Heilige Gees, wat die tweede punt is, die werk van hierdie woord van die evangelie in my lewe kan doen. Dis nie my en jou werk om hierdie goed te probeer fabriseer nie, want dan is dit in elk geval fake, ons kom nou daarby uit. Dit is slegs wanneer ons lewe neerlê in, uit, deur Christus, dat hierdie goed 'n realiteit raak, deur die krag en die werking van die Heilige Gees in ons lewens. Julle ken hierdie goed, ek voel net soos Paulus, maar dit is nodig om dit weer te sê, sodat ons dit kan aanhoor. En my gebed is dat die Heilige Gees in sy volheid van sy krag 'n realiteit in ons lewe sal maak, elkeen van hierdie dinge. En as mens dan besef, dit is die werk van die Gees, dan kom ons agter die 13 aansporings of exhortations, of wat ook al jy dit wil noem, is daar eintlik as 'n teken van die Heilige Gees, 'n transformerende en heiligmakende werk in ons. Dit is 'n teken dat die werk van die Heilige Gees, sy transformerende, heiligmakende werk, wat Paulus van praat in Romeine 15, in my lewe manifesteer. Is julle met my? En dit bring ons by vers 9. Julle liefde moet ongeveins wees. Verafskiet die kwaad, hou vas aan die goeie. Ek wil vir julle die Engels lees, want die Engels sê dit mooi. Let love be genuine. Abhor what is evil. Hold fast to what is good. Hold fast to what is good. My kop het dink ook alweer in aksente. Let love be genuine. Abhor what is evil. Hold fast
to what is good. En dit is vir my baie interessant, as mens kyk na die verband tussen 1 Korintiërs 12, stick with me, en Romeine 12. Wat sê 1 Korintiërs 12, waar gaan dit? Die gawes van die Gees. Wat sê Romeine 12 vers 3 tot 8? Dit gaan oor die genadegawes. Nou wat kom net na 1 Korintiërs 12? 1 Korintiërs 13. Waar gaan 1 Korintiërs 13? Wat kom net na, die versie net na 8, is vers 9. Wat sê, let love be genuine. En ek wil net te diep hier ingaan nie, maar dit het my net soos getref, soos 'n bom om te besef, weet jy, ons kan nie van die gawes praat, enige vorm van die gawes, en Paulus herhaal dit die hele tyd, sonder om te besef, dit kom vanuit, en om te weet wat ware liefde, genuine liefde is nie. En genuine liefde, soos wat ons nou al 'n paar keer gesê het, is 'n lewe neergelê, nie meer oor my nie, nie meer oor ek nie. Let love be genuine. En as mens gaan kyk na daai woord, die Griekse woord, genuine, dan word dit eintlik vertaal, 'n beter konteks van daai vertaling sou wees, let love be without hypocrisy. Sonder skynheiligheid. En weer eens in die konteks, en ons het in die reeks van onderste bo ek hieroor gepraat, hoe Jesus gepraat het oor die skynheiliges en die skynheiligheid. En hierdie is presies dieselfde, dit is eintlik in 'n rol van akteur, dit is om 'n akteur te speel, om 'n rol te speel wat jy nie regtig is nie. So Paulus is besig om te sê, jou liefde moet nie net 'n rol wees wat jy speel, en iets wat nie regtig deel is van wie en wat jy is nie. Nou julle, ek wil vir 'n oomblik net gou hier stil staan, want die vyand is lustig om 'n skynheiligheid op slinkse maniere in ons lewens in te bring. En as mense kyk, nee, dis nie ek nie. Maar dit gebeur so maklik, want die vyand doen dit op subtiele maniere, wat ons dit nie eens agterkom nie. Daar's 2 manifestasies van skynheiligheid, heel waarskynlik meer. Maar Jesus verwys na 2 manifestasies van skynheiligheid. En die eerste ene is, skynheiligheid probeer om die buitekant beter te laat lyk as die binnekant. Nou, ons is besig om te praat van Romeine 12 vers 1 wat sê, daar moet sy lewe neergelê, vers 2 wat sê, I must be transformed by the renewal of my mind, met ander woorde, daar's 'n werk wat binne moet gebeur. En ek kan nie dit fake na buite langdurig nie. So jy kan dalk vir 'n kort tydjie dit fake en dit laat cool lyk na buite. Maar dit is nie volhoubaar nie, want dit is nie reël nie en dit is nie waar nie. En daarom kom dit terug by ons kan nie hierdie goed in ons lewe fabriseer nie. Dit is net die werk van die Gees, want dit is baie dieper as net 'n keuse. Dit is 'n transformasie wat in ons binneste moet gebeur. 'n Groot rede hoekom ons probeer beter lyk aan die buitekant as aan die binnekant, is omdat die vyand ons gereeld in 'n slaggat laat trap, omdat ons 'n ongesonde behoefte het aan mense, surprise en approval van mense. En omdat ons 'n ongesonde behoefte het aan approval en praise van mense, trap ons in die slaggat om ons te laat probeer beter lyk as wat ons waarlik is. Maar weet jy wat gebeur as jy die approval en praise van mense soek, gaan jy dit heel moontlik kry. Maar dan wil ek net vir 'n oomblik terugkom by Romeine 11, se laaste vers wat sê, uit hom, deur hom, tot hom is alle dinge. Want aan hom behoort alle heerlikheid vir altyd, tot in alle ewigheid. En as ons op 'n punt kom waar ons probeer eer en heerlikheid en approval van mense soek, is ons besig om die heerlikheid van die Here te probeer steel. Julle, hierdie is 'n geweldige, ernstige saak. Ons kan nie die heiligheid van die Here, die heerlikheid van die Here probeer steel nie. En die vyand kom en hy doen dit subtiel. Hierdie is nie om jou te laat sleg voel nie, want die Here sê, dit is nie waaroor hierdie gaan nie. Ek wil vir jou goed uitwys sodat ek jou kan transformeer. Want dit waar jy nou is, indien jy voel jy is hier, is nie waar die Here jou wil hê nie. Hy wil jou daar uithaal. Hy wil my hier uithaal. En hy doen dit. Jesus gee die voorbeeld, julle skynheiliges.
Die profeet Jesaja het julle raak beskryf. Hierdie volk eer my net met hulle monde, maar hulle harte is ver van my af. Hulle probeer super cool lyk aan die buitekant, maar binne is hulle vrot. Die Heilige Gees wil jou van binne transformeer. Manifestasies van skyn heiliges. Punt nommer 2. Ons steek ons eie foute weg deur aandag te vestig op ander mense se foute sodat ons se nie so duidelik wys nie. Nou as jy dink dis far-fetched, ek sien dit minstens 1 keer 'n dag in my huis. Minke gaan borsel jou tande. Ja, pappa. 10 minute later. Minke, hoekom het jy nie jou tande geborsel nie? Amelia het nou bla 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 bla. Sy het die TV afgesit en sy het hier en sy sê Minke, my vraag aan jou is hoekom is jou tande nie geborsel nie? My vraag is nie hoe sleg is Amelia nie. 1 keer 'n dag, ek kid jy not. Die van julle wat ouers is weet presies waarvan ek praat. Minstens 1 keer 'n dag. Die aantal kere waarop by my mond uitkom, my vraag was nie wie dit gedoen nie. My vraag was hoe. Moenie sê ja, maar sy het dit gedoen. En ons kan lekker sit en giggel, maar die Here sien dit in ons eie lewe ook raak, want ons is ook net soos kinders. Baie keer help dit ons om beter te voel oor onsself, om sleg te praat en sleg te sê van iemand anders in hulle foute, sodat hulle tog net nie my foute raak sien nie. To shift blame, om die aandag weg van my te skuif, op iets anders, sodat die aandag net nie op my is nie. Dit is 'n manifestasie van skynheiligheid, wat steel van die heerlikheid van die Here. Dis nie far-fetched nie, Jesus gee ook 'n voorbeeld. En waarom sien julle die splinter in jou eie vriend se oog raak? En sien nie die eislike stomp in jou eie oog nie? Hoe kan jy dan vir jou vriend sê, vriend, laat ek jou help om die splinter uit jou oog te kry, terwyl jy nie verby die stomp in jou eie oog kan sien nie? Skynheilige, raak eers ontslaaf van die stomp in jou eie oog, dan sal jy goed genoeg kan sien om die splinter uit jou vriend se oog te haal. 'n Hele preek op sy eie. Dis hektiek, maar die punt is, ons moet op 'n punt kom van genuine liefde. Let love be genuine. En daar's net een voorbeeld van genuine liefde. En dit is 'n kruis met spykers en bloed. En daarom kan ons nie sonder die kruis, sonder die spykers en sonder die persoon aan die kruis by 'n punt kom om genuine liefde in ons te hê nie. Want dit is net hy wat dit het. En dan kom ons by Johannes 15. As ek daai liefde in my wil sien, dan moet ek in hierdie persoon wees wat hierdie liefde het. Net soos daai wingerdstok, lood in die wingerdstok, in. En dan net 'n bietjie verder in daai selfe hoofstuk, Johannes 15 vers 13, daar is nie 'n groter liefde as hierdie. 'n Broer wat sy lewe neerlê. Persoon wat sy lewe neerlê vir sy broer. There's no greater love. Maar dit is net deur Christus wat ons daar kan kom. Ek moet my lewe neerlê sodat ek kan lewe vanuit hom. Sodat ek kan lewe deur hom, sodat my lewe kan getuig van heerlikheid tot hom. Is julle met my? Ons kan nog lank praat. Let love be genuine. Ek wil uitkom by die tweede gedeelte. So is amper klaar. Abhor what is evil, hold fast to what is good. Nou julle, ons lewe in 'n samelewing wat vir jou wil sê, hulle weet en verstaan wat is goed en wat is sleg. Nou ek kan vir jou met baie sekerheid sê, hulle het nie 'n klou nie. Want 'n hele paar jaar terug het hulle gedink, cocaine is super cool. Gee dit, sit dit in coke, voer dit vir jou kinders, dit sal lekker wees. Die dokters het op advertensies gaan en gesê, sigarette is nie net nie sleg vir jou nie, dit is actually goed vir jou. Waar ons vandag staan, kom ons agter, klein bietjie die punt gemis. Maar julle, ons sit met 'n samelewing wat die hele tyd probeer vir ons sê wat is goed en wat is sleg.
Ons sit met samelewing met 'n generasie wat luister na wat op YouTube is om vir hulle te vertel wat is goed en wat is sleg. Wat ons bring by 'n punt waar ons sê goed en sleg is eintlik subjektief want ek kan self besluit wat is goed en wat is sleg. Want dit gaan die hele tyd verander. As ek hierdie skrif reg lees, dan besef ek dit is nie die waarheid nie. En ek weet as jy nie in God glo nie, gaan jy nie van hierdie stelling hou nie, maar daar's 'n absolute, definitiewe, objektiewe goed en sleg. En as jy nie in God glo nie, kan jy nie in hierdie stelling glo nie. Want God sê van homself, ek is goed. So enigiets en alles wat goed is, kom vanuit hom uit. So goed is nie net subjektief nie, dis objektief en God bepaal wat is goed. Dan is die teenkant van daai ook waar. God bepaal wat is sleg of evil. Ek kan nie bepaal wat is evil nie. En weer eens die vyand mors met ons koppe om te dink, ons ruil hierdie skriffietjie om en ons dink, as ek nie van iets hou nie, is dit evil. En as ek van dit hou, is dit goed. En dit is hoe ons eindig by kokain drink vir die lekkerte. Want ek bepaal wat is lekker, dan is dit gelyk aan goed. Maar ek kan vir jou sê, dit eindig in destruction. Want ek kan nie bepaal wat is goed nie, en ek kan nie bepaal wat is sleg nie, dit is reeds bepaal. God het die wêreld gemaak en hy het gesê dit is, hy het vir jou gemaak wat mense is en gesê dit is, baie goed. Wat het ons as mens toe gaan doen? Daar was 'n boom, wat was die boom se naam? Kennis van goed en kwaad, 'n absolute, vasgestel deur God. Ek en jy kan nie besluit wat is goed en wat is sleg nie. Die Here het dit klaar bepaal. En dit is wat dit so amazing maak om die skrif te lees, want dan lees ons Romeine 12 vers 1 en 2 wat sê, lê jou lewe neer, then you will be able to know and test and prove what is good, what is pleasing and what is the perfect will of God. So as ek en jy wil uitvind wat is goed en kwaad, wat is goed en evil, dan moet ons in die een wees wat dit bepaal, om te kan weet wat is goed en evil. Is julle met my? Dis nie ek en jy wat in ons gedagtetjies uitdink wat is goed en wat is sleg nie. It is already daar gesit. Do not conform to the patterns of this world. Ek wil net daar onderstreep te stik. Then you will be able to test to prove what God's will is. His good, pleasing and perfect will. Abhor. As mens gaan kyk na daai Griekse woord, my vrou haat kakkerlakke, so meeste van ons ook. Maar daai gevoel wat jy kry as jy die stupid ding sien, van disgust en van gedagtes hoe jy hom net nooit weer wil sien nie. Dit is hoe die Here sê ons moet voel oor dit wat evil is. Nie oor dit wat ek nie van hou nie, dit wat hy alreeds bepaal het wat sleg is, wat evil is. Wat ons uitbring by die woord wat ons al menigte male gesê het, om te kan sê, die Here sê, we do not, and we cannot, and we should not tolerate sin in our midst. Ons moet naraak as ons net daai sonde en daai goed in ons lewe sien of voel. Abhor, disgust, hatred. Dis 'n geweldige sterk woord wat bitter min gebruik word in die Nuwe Testament. Ek wil hier vashak en dan gaan ek aanbeweeg vir een sinnetjie. Hierdie skrif sê nie, haat iemand of 'n persoon nie. Our battle is not against flesh and blood. Al doen mense die ewelste, slegste goed aan jou, gee dit nie grond vir my om hulle te haat nie. Dis nie wat hierdie skrif sê nie. As mens net verder lees, dan sien mens, jy staan daar, betoon medebroederliefde in jou medegelowige. Betoon eer. En hierso is dit interessant, want dit is soos, probeer mekaar oorlê in hoe jy eer betoon aan mekaar. Kwaad moet ons nie consume nie. Evil moet ons nie consume nie. Die laaste vers wat my liefste vrou gelees het in hierdie hoofstuk 12 sê, moenie dat kwaad jou oorwin nie, maar oorwin die kwaad met die goeie. Weet jy wat, ons kom baie keer op 'n punt waar ons vashou en kling
aan kwaad. Dis nie wat hierdie skrif sê nie. Hy sê, haat dit, verpest dit, raak naar elke keer as jy dit in jou lewe sien. Dis hoe jy moet voel daaroor. En dan moet mens nou verder onthou, dat ons nou gelees het oor die skynheiligheid, is om dit nie te gaan soek in ander mense nie, maar kyk maar eerder net en begin by jouself. Hierdie skrif het eintlik niks te doen met ander mense nie, dit gaan oor my hart. Ons moet nie vasklou nie, maar daar is iets waarna ons moet vasklou. Die Grieks praat van glue, cling to. Die interessant is, dis dieselfde wat Jesus aanhaal in Matteus 19, wanneer hy sê, 'n man sal sy ma en sy pa verlaat en hy sal kleef, hy sal vaskleef aan sy vrou. Hulle sal een word. So jy moet een word, vaskleef, so gegom wees dat jy een word met dit wat goed is. Wie is goed? Jesus. Ons moet vasgekleef, vasgegom wees aan Jesus. En wanneer mens vasgekleef is aan Jesus, dan val die goedjies in plek. Dan kom ons uit by Paulus wat skryf in 2 Korintiërs 3 vers 18. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. Dis nie ons heerlikheid nie. Want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al hoe meer verander om soos die Here te lyk, met 'n heerlikheid wat steeds toeneem na mate die Here, dit is die Gees, dit aan ons gee. Ek wil afsluit julle. Of ons gaan aangaan hiermee, weet ek nog nie. Ek sal daarmee nog met die Here worstel. Hier is die boodskap wat ek gehad het vir vanoggend. Maar wat ek vir jou wil sê is, my oorspronklike plan was eintlik om oor al 13 hierdie dinge te praat. Maar wat ek vir jou wil sê is, ons moet oor 1, 2 en 3 net gou mooi verstaan. Want as 1 en nommer 2 en nommer 3 in plek is, as jy besef waaroor liefde gaan en oor wie liefde gaan, dan kan ons op 'n punt kom waar ons sal regtig naraak as enigiets wat nie dit is wat hy is, naby ons kom nie. Dan sal ons op 'n plek wees waar ons kan vaskleef aan dit wat goed is. En as ons op daai plek kom, dan skielik skop die ander in. Julle moet mekaar lief hê met innige broederliefde. Dit kan net gebeur as die eerste 3 ingesink het. Gaan mekaar voor in eerbetoning. Kan net gebeur as ek verstaan wat genuine liefde is. Moenie traag wees in julle toewyding nie. Bly geesdriftig. Kan net gebeur as ek in Christus is. Hou vol om die Here te dien, verbly julle in die hoop, wees standvastig wanneer julle swaar kry, volhard in gebed, betoon meelewing met behoeftes, met die behoeftes van die heiliges. Lê julle toe op gasvryheid. Wil afsluit met hierdie skrif. Toe ek hierdie skrif ingesit het, het ek eintlik gedink ek gaan nog praat oor al daai. Maar hierdie vers vat eintlik alles saam, insluitende sommer dit wat Marius laasweek gesê het. In 1 Petrus 4 vers 7 staan daar, die einde van alles is naby. Die Nuwe Lewende Vertaling sit 'n hoofie in, so dit is nie regtig daar in die oorspronklike teks nie, maar ek wil dit vir julle lees. Gewoonlik sit ek eers die hoofies in nie. Maar hierdie in sê, hoe julle wat weet dat die einde naby is, moet leef. Hoor wat sê Petrus, amper sê ek Paulus. Daarom moet julle, hoekom? Omdat julle weet, die einde is naby. Omdat julle dit weet, daarom moet julle selfbeheers en nigter wees, dan sal julle kan bid. Dis een van daai goedjies. Die belangrikste van alles is dat julle mekaar onselfsugtig moet lief hê. Sulke liefde maak baie sondes toe. Die Engels, love covers a multitude of sins. Alles opgesom wat ons oor praat. Tweedens, ontvang mekaar in julle huise sonder om te kla. Hy praat oor gasvryheid, een van die goed wat moet deur ons vloei in Romeine 12. Derdens, God het aan elkeen van julle genadegawe gegee. Weer eens Romeine 12. Met hierdie gawes moet julle mekaar dien sodat God se ryk genade deur julle na mekaar toe kan vloei. Die doel van daai gawes, wat is daai doel? Sodat Christus kan vloei deur jou na mekaar. Het jy die gawe ontvang om te preek, dan moet jy so preek, dat God deur jou praat. Het jy die gawe ontvang om ander te dien, doen dit met die krag van en energie wat God gee. So moet God verheerlik word deur dit wat Jesus Christus moontlik gemaak het. Weereens, uit hom, deur hom, tot hom, alle heerlikheid tot in alle ewigheid is Christus in. Aan hom behoort alle heerlikheid en krag tot in alle ewigheid.
Amen. Here, my gebed vir ons as gemeente is, Heilige Gees, dat U werk in ons harte en ons midde sal kom doen. Here, dat U ons sal kom vul met U genuine agape liefde. Wat nie 'n keuse is nie, wat meer is as 'n keuse. Wat nie 'n emosie is nie, want dit is meer as 'n emosie. Wat 'n innerwerking van U Heilige Gees is. Here, kom bewerk hierdie in ons midde. Here, sodat die vloei van dit wat uit ons uitkom, opbouend sal wees in ons gemeente. Sodat die vloei van dit wat ons uitkom, liefde betoon sal word teenoor mekaar. Sodat dit wat ons uitkom, soos die woord ook sê, that by our love for one another, the world will know that we are your disciples. Here, dat dit sal waar wees in ons midde. Here, kom breek die werk wat die vyand in ons midde het om skyn heilig te probeer wees af. Om te probeer voorgee wat ons nie is nie. Here, ons wil op 'n punt kom waar ons uit U, deur U en tot U lewe. Waar ons U genuine liefde op 'n genuine manier kan uitleef. En Here, ons kan dit nie doen sonder U nie. Ons kan dit nie doen sonder U werk en heiligmaking en krag van U Gees nie. Here, kom wek in ons harte haat op vir dit wat evil is in ons. Vir sonde in ons lewe. Kom wek in ons hart op 'n liefde en 'n gom om vas te kleef aan dit wat goed is. Sodat U liefde in ons kan sigbaar wees. Ek wil vra dat julle vir 'n oomblik net so sit. Ons is so te sê klaar. Ek wil afsluit met 'n lied. Karel, ons gaan hom doen. Terwyl hulle vorentoe kom, net stilte, vir jou net ruimte gee om net by die Here te sit.